Ek het 'n ernstige vraag aan jou en aan my hart vanaand. En die vraag is, wat soek jy? Wat soek jy in hierdie lewe? Jy weet, hierdie ou lewe het 'n manier om ons moeg en mat te maak, die Bybel praat daarvan. Hierdie ou lewe het 'n manier om ons plat te slaan, omstandighede op ons pad te bring, en dan kom die soeke van ons hart en van ons lewe tevoorskyn. Daar's 'n mooi verhaal in die Bybel, eintlik 'n tragiese verhaal, waar Esau uit die veld uitkom en hy's moeg, dis warm, hy's honger. Die omstandighede in sy lewe is net van so aard dat hy soek net nou kos, hy soek lafenis, hy soek bevrediging, en hy verkoop sy eersgebore reg vir 'n potlen, vir 'n bakkie lensiesop. En weet jy wat, baie keer is ek en jy in dieselfde situasie. Hierdie ou lewe dryf ons in die woestyne in. Ons is deur omstandighede en dinge wat in ons lewe gebeur, word ons plat geslaan, ons is honger en dors, en dan is die gevolg daarvan is dat ons soek na hierdie ou aardse goed. En weet jy wat Paulus skryf vir ons, en hy vra vir my en vir jou die vraag, in Galasiërs 1 vers 10. Hy sê, want soek ek nou die guns van mense, of soek ek die guns van God? En dan sê hy, of probeer ek mense behaag? En dan sê hy vir my en vir jou, as ek nog mense behaag het, sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Jy sien, want Christus het aarde toe gekom, en hy het nie hierdie aardse dinge gesoek nie. Hy het nie aardse plesier gesoek nie, hy het nie aardse oplossings gesoek nie, maar sy fokus was op dit wat sy Vader wou gehad het. En daar kom oomblikke in my en jou lewe waar moegheid en druk en teleurstelling en begeertes ons oordeel vertroebel. En in daardie oomblikke van ons lewe, openbaar ons hart werklik wat ek en jy soek. En dis hoekom Paulus hierdie vraag aan die Galasiërs gemeente. En Esau wou sy onmiddellike behoefte bevredig, en dis baie keer my en jou uitgangspunt. As ek net nou iets kan kry, al is dit by hoek of by kroek, jy het dit al gehoor, al kan ek op watter manier ook al net my finansies aanvul. Maar Floors, jy verstaan nie my finansies nie, jy verstaan nie my God nie. As jy God gaan soek, gaan hy vir jou gee. Dit hang af wat jy soek. En baie van ons doen vandag dieselfde. Sommige van ons verkoop ons vrede vir die goedkeuring van mense. Sommige van ons verkoop ons verhouding met God vir wêreldse plesier. Ons verkoop ons roeping vir geld, status en die begeerlikheid van ons vlees. En Esau het nie besef wat hy verloor het, hierdie eersgeboorte reg. Hy het nie besef wat hy verloor het nie, tot dit te laat was nie. En my vraag aan jou en aan my hart vanaand is, wat soek ek en jy in hierdie lewe? Wat soek ons? Soek ons hierdie vraag wat Paulus aan hierdie Galasiërs gemeente vra, is aan my en jou, lê voor my en jou vanaand, en hy vra, wie wil jy behaag? Soek jy nou die guns van mense? Soek jy die guns van jou werknemers en jou werkgewers en jou familie, of maak nie saak wat nie, jy soek die guns van hierdie mense, of wil jy God behaag? Want as jy God wil behaag, gaan jy na hom soek, na sy geregtigheid. Want die Bybel sê vir ons, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge gaan vir jou bygevoeg word. En God is 'n waarmaker van sy woord. Soek ons God se wil, of soek ons mense se applous? Soek ons geestelike seën, of net tydelike bevrediging? Soek ons ewige waarde, of onmiddellike gemak? Die vraag in my en jou hart vanaand is, wat soek jy? Ek wil hê jy moet dat die soeklig van die Heilige Gees in jou lewe en jou hart sal inskyn en sê, Here, help my dat ek U sal soek, dat ek U sal behaag, Here. En dan gaan ek weet, al hierdie ander dinge gaan vir my bygevoeg word.